Ons word gevra om die IUPAC naam van hierdie verbinding te bepaal. Die oorspronklike vraag was 'n veelvuldige keusevraag, maar ons gaan bloot die antwoord bepaal. Jy kan op jou eie dalk probeer om die naam te bepaal voordat ek die antwoord gee. Hier sien ons 'n metielgroep, nog 'n metielgroep en nog 'n metielgroep. Party leerders word partykeer so uitgevang. Ons soek die langste ketting en dit gaan dan een van hierdie metielgroepe moet insluit. So of hierdie koolstof is nommer 1 of hierdie ene of daardie ene, maar kom ons bly by 'n reguit lyn. So dis dan 1 2 3 4. Op die tweede koolstof is daar 2 metiele. Nou kyk gou wat gebeur as ons van die linkerkant af nommer 1 2 3 4. Nou duidelik sien ons dat die metiele in hierdie geval op die derde koolstof is. Onthou, ons wil daai getalle so laag as moontlik hê, so ons gaan nie van hierdie metode gebruik maak nie. So, wat is sy naam? Op die tweede koolstof is daar 2 metiele. So 2,2. Onthou, jy moet al 2 metiele se posisie aandui. Die een sinne is 2 en die ander ene sin is ook 2. So dis 2,2 streepie, nie net 1 metiel nie, 2 metiele is die metiel. En dan 4 koolstowwe, reguit ketting, alkaan, butaan. En 2,2 dimetielbutaan, 2 plus 2 is 4. As jy dit andersom gedoen het, sou dit 3,3 dimetielbutaan gewees het, wat verkeerd sou wees, want 3 plus 3 is 6, en 6 is groter as 4. Ons wil daai getal so laag as moontlik hou. Waar party leerders dan 'n fout maak, en wat ek nou gaan doen, is verkeerd. 1 metiel, 2 metiel, 3 metiel, so dis 3 metiel. Ons nommer 1, 2, 3, so dan is dit 1,1,1, 3, want ons 3 metiel, en dan 3 koolstowwe in die alkaan is propaan. Maar 1,1,1 trimetielpropaan is nie die IUPAC naam van hierdie verbinding nie, en dit sou dan verkeerd gewees het.